In die vliegtuig op pad van Santorini af sit ek langs 'n skolier en sy bied vir my en Wilma 'n kaugom aan. Dit help uiteraard vir mense ore. Maar soos 'n mens, soos ons opstyg, sien ek toe ons op die aanloopbaan begin aanbeweeg, dat sy die teken van die kruis maak soos die Oosters-Ortodokse of die Rooms-Katolieke dan doen. En ek vra vir haar, is jy bang vir vlieg? Sy sê nee, sy doen dit altyd, want sy vertrou die Here. En ek besef skielik tussen al die kulture wat ons nou sien in die verskillende lande, en mense wat kom kyk in Santorini, hoe die dinge daar lyk, en jy beweeg saam met almal, dan besef 'n mens bekommer so baie jouself oor wie jy is, en oor wie jy dink jy moet wees, en al dies meer. Want al die ander miljoene mense, wil ek amper sê, hulle weet nie wie jy is nie. Jy's een van ander mense. Maar hier kom iemand in 'n vliegtuig en bied eenvoudig vir ons 'n kaugom aan. Ek vra vir haar, hoekom is Santoriniese mense so vriendelik? Want almal het ons vriendelik behandel. En sy sê, dit is omdat ons 'n klein groep is wat van mekaar ken en ons hou van toeriste, want dit help ons. En skielik besef ek, dit maak nie saak wat my naam is nie. Vir hulle is ons belangrik. En daar gaan 'n liggie vir my weer op oor God. Vir God is dit nog meer belangrik wie jy is. Vir die volk Israel het God gesê, en God sê dit vir jou ook. Jy's belangrik, jy maak saak. Hy sê in Sefanja 3 vers 17, die Here jou God is by jou, hy die krygsman wat red, hy's vol vreugde oor jou, hy stil tevrede in sy liefde. Mag jy beleef, dat God as het ware vir jou iets om te kou aanbied, maar nog meer, dat God jou naam ken, God weet wie jy is, jy maak saak, leef geïnspireerd.